Daar's hy Rian, ek dink ons is live. Ek gaan bevestig soos wat ons aangaan, maar ek dink daar's baie mense wat nie kan wag vir ons sessie vanaand nie. Net soos wat ek en jy nie kan wag vir ons sessie vir vanaand nie, nê? Ons het hierdie ding lank bespreek en hier is ons nou. Hier is ons. Ja, ek net ek is bekommerd oor 'n paar mense dat hulle tot aan hulle koor geruk gaan wees, maar kom ons kyk hoe dit gaan. Let's see where the conversation goes. Ja. It will be interesting, nevertheless. This is obviously a very, very relevant topic to what is going on at the moment. So let's see. Ons kan miskien so 'n minuut wag om te kyk wie klim op and then we can start. Yes. Ek het nou nie weer, ek sien Antonetla Beskagnie is hier so en sy het vir Monica ek dink sy het haar seker getag hier in, asseblief julle ouetjies tag soveel as moontlik mense wat julle kan. Hallo Etna, ek hoop dit gaan goed met jou. En dan hallo Debbie, hallo Angelique. So en ons wil graag hê dat julle dalk net hierdie live like en share na julle groepe toe. Want Rian, ek weet nou jy hallo Anel, dis so lekker om jou te sien. So ek weet julle ek bedoel jy's nou wat 2 jaar wat jy die Here dien. Is nou dit draak nou al hoe langer en langer, nê? Maar jy gaan nou sien met bediening elke jaar oor Halloween. Die pastore wat jou nooit uitnooi nie, die mense wat eintlik glad nie met jou praat in die hele jaar nie. As dit kom by Halloween, dan almal jou nommer en almal jy moet gaan die gevare daarvan vir hulle tieners sê, maar hulle het nooit geïnvest in hulle spiritual growth regtig nie. Want hulle trust nie dat dit wat hulle gedeponeer het vir die hele jaar, dat dit goed genoeg is nie. So hulle is 'n waarskuwing van ons twee af. So maar dis hoekom het ons besluit om hierdie te maak. En ons gaan nie regtig tyd hê voor Halloween nou weer om hierdie conversation te hê nie, né? Korrek. Ja, en ons moet ook net noem dat na vanaand, seker vir die volgende 2 weke, is daar groot kans dat ons nie lives gaan doen nie, want dit is wanneer jy hier onder in die Kaap is en ons het engagements en talks wat ons by verskillende plekke doen. So ja, ons gaan tens eers weer ergens in November hierdie live chats kan doen. So ons moet dit altyd ook noem. Want ja, die eerste ding wat mense gaan dink is, as ons dit nou nie doen nie, is iets het gebeur, ek en jy praat nou nie meer met mekaar nie, of jy weet mos hoe mense is, as nou iets aan die gang. So, maar ons kan ten minste foto's share terwyl jy hieronder is om te wys, we are still doing it. Ja, wys ek lewe nog. So ek gaan Halloween daar onder in die Kaap wees. Ja, so miskien is jou lewe bietjie meer in gevaar dan, omdat jy saam met my gaan wees daai tyd. Jy moet bang wees vir my, ek sê jou. Hallo Jolie, hallo Janice, hallo Susan. Julle is almal baie welkom hierso. En ons gaan praat oor Halloween. Dit is nou 1 minuut oor 8 en voordat ons aangaan wil ek net sê dat die naweek van die waar is ek nou? Dit is nou die 25ste Ja, Vrydag die 25ste Oktober. Ja, dis volgende naweek. Ja, ek wil gesê dis die Vrydag aand, die 25ste en Saterdag die 26ste die hele dag. Ja. In Brackenfell het ek en Rian 'n spiritual warfare workshop. So wat julle ook kan doen is, julle kan dit of daar bywoon of julle kontak vir my en ek gaan my nommer daarso sit so julle kan daarna kyk. Dit is die WhatsApp nommer vir die bediening en dan kan julle my daarso WhatsApp en sê Adel kom bied hierdie ding aan in ons dorp. En dan kyk ons na ons skedule vir volgende jaar want ons het regtig nie nog tyd vir hierdie jaar nie. En dan kom ons na jou dorp toe. Jy moet vir ons 'n venue kry, jy moet vir ons slaapplek kry, jy moet vir ons kos gee en dan dan bespreek ons die besonderhede met julle. So net ek wil nou gaan na Halloween toe kom want ons gaan nou hieroor praat, né? Maar dis altyd vir my verbasend hoe mense Halloween is nie so erg nie, dis net 'n dress up en kinders kry maar net kos en dis al 1 keer 'n jaar wanneer hulle bietjie kan dress up speel. Jy weet en hulle het hierdie alwe mentaliteit van ag dit is nou nie so erg nie, maar dan is daar mense soos ek en jy en
as hulle my nie wil glo nie, jy was nou nog baie meer onlangs, ek bedoel, jy was high profile person, wat terwyl jy daar was, het jy gesê hierdie goed bestaan, en nou kom jy uit, en jy het actually niks om te wen, om die goeders te sê wat jy sê nie. Dis soos die disciples van Jesus, wat getestify het oor sy kruisdood en sy resurrection, hulle lewe was op die spel gewees. So hulle moet met hulle lewe betaal oor wat hulle gewitness het, so hulle wen niks nie. Jy kry niks nie uit nie, jy kry nie geld nie, inteendeel, die opposite is waar, maar hier kom iemand met die authority om te sê, maar ek bevestig dat hierdie goed regtig reël is, en nie net jy nie, daar's baie ander stemme in die wêreld ook, wat opstaan teen hierdie goed, en dan kies mense om dit nog steeds nie te glo nie. Dis asof die waarheid sal in hulle gesigte wees, en hulle sal dit nie glo nie. Ja, natuurlijk. Ek dink ook dit gaan maar oor mense se comfort zones. En ek dink ook, as ons moet kyk na wat op die oomblik aan die gang is, en ons gaan nou spesifiek oor rondom Halloween gesels, people are very desensitized at the moment. Dat ek is verbaas dat, jy weet, soos, kom ons vat iets soos nou Kersfees of Paasfees, jy het jarelang al Kersfees en Paasfees in die winkels goed gesien, wat mense kan koop, jy weet, in voorbereiding vir daai goed, en nou sien jy dit vir Halloween ook. Ek het nou die dag in 2 verskillende winkels, in 'n Woolworths en in 'n Pick n Pay, Halloween decorations gesien, en Halloween candy, en Halloween candy jars, en pampoene, wat reeds gesny is, en sulke goed. So dit het 'n baie commercial ding geraak. En die ander ding ook is dat, ek het jou vertel, dat daar op die oomblik 2 verskillende, die ene is 'n bar en die ander is 'n nagklub in die Kaap. 2 verskillende spot vir daai naweek van Halloween, of die Saterdag aand, die naaste aan dit althans, het hulle Halloween partytjies, wat drinking games insluit met goed soos Ouija boards en Ouija boards en daai tipe stuff, waar jy, as jy 'n sekere hoeveelheid shots koop, jy weet, vir Halloween, dan kan jy deelneem aan 'n speletjie by die bar wat 'n seance is. Met ander woorde, jy kan met hulle Ouija boards wat hulle daar gaan hê, kan jy daar by jou tafel sit en deelneem aan 'n seance, en mense dink is 'n baie groot partytjie, en it's marketed as fun. So dit is my baie scary, en ek het ook hierdie week op Facebook groepe gesien, weet, soos community Facebook groups, wat sê nou maar, ek het een gesien wat in Durbanville is spesifiek, en ek het ook een gesien van die Parel, met community neighborhood group, waar hulle nou vra, watter van die huise gaan gedecoreerd word vir Halloween, waar kinders naartoe kan kom en lekkers kan kom kry. So dit het 'n baie, jy weet, algemene, ons sê maar nonchalant ingeraak, en mense dink regtig Halloween gaan oor lekkers en oor kinders wat kostuums op aantrek, en it's all good fun, en mense besef nie die realiteite oor wat is die significance van Halloween, nommer 1, veral in 'n satanistiese konteks nie, en wat gebeur met Halloween, en waaroor gaan die dress-up en die lekkertjies en goede. So ons kan miskien vanaand bietjie in dit ingaan en daaroor praat, like, hoekom is daar lekkers, hoekom is daar mense wat kostuums aantrek, hoekom is daar pampoene, wat beteken dit, wat is die ding agter dit, what does it actually mean, en ek dink mense moet dan maar self besluit na dit, of hulle aan dit wil deelneem. Ek kan ook net noem dat, ons kan dit miskien na die tyd in die comments post, 'n quote of 'n foto waar die quote by is, Anton LaVey, wat die Church of Satan gestig het altyd gesê oor Halloween, dat hy is bly om te sien dat ten minste een aand van die jaar 4 Christene 'n sataniese holiday, 'n Sabbat, en dat dit baie aanvaarbaar is, en dat goed soos hekse en demons en wizards en gargoyles en daai goed is in een tyd van die, jy weet, een nag van die jaar, en dat Christene wat daaraan deelneem is half oblivious, en dit is vir hom lekker om te sien dat almal dit as 'n aanvaarbare holiday vier.
Rian, ek dink nou aan 'n vraag, né? En ek weet ons is seker nog nie by vrae nie, maar ek sal graag wil hê mense moet dit vra. Ek dink ons het baie om oor te gesels, maar dink jy so uit die face uit dat alle lekkers en alle goeders wat jy kom ons sê iets wat jy koop om jou huis moet te decorate, dink jy hulle is almal by default loaded objects? Ek sal sê ja. Ek sal ook sê because of what it represents, want jy kan net sowel 'n pentagram vir jou voordeur hang. En jy kan maar net sê maar ek glo nie in wat die pentagram simboliseer nie, maar ek hang dit voor my deur. En ons weet waaroor daai goeders gaan en ek dink hierdie is een van die goed wat baie mense deure oopmaak vir demoniese aktiwiteit sonder dat hulle bewuslik dit weet. Maar ek dink ook dis 'n ander geval as mense ook gewaarsku is en steeds gaan hulle aan daarmee. So you have the information and still you go ahead with it. Want ek het ook in die laaste 2 jaar in bevrydingsbediening gesien dat waar baie mense die deur oopgemaak het was onwetend met hierdie tipe goed is. Wat hulle nie besef het wel en gedink dit lyk cute. Dis baie mooi, maar ek bedoel ek kan vir jou 'n baie mooi prentjie kry van die duiwel en jy kan net dink ag dis cute en nou hang dit in my huis. En Sonia, so dit is like you can sugarcoat it and pun intended, specifically Halloween, you can sugarcoat this as much as you want with all the Halloween candy. It is what it is. It is a very demonic thing to take part in. Dit is uiters gevaarlik om jou kinders aan dit bloot te stel en hulle daaraan te laat deelneem. So dit is my opinie en ek bedoel ek weet daar's mense wat met my sal verskil, maar as ek mag, ek weet nie of jy iets wil bysê voor ek aangaan nie. Nee, jy kan aangaan. Goed. So toe ek in satanisme betrokke geraak het aan die begin, het ek ook nie geweet wat regtig gebeur by sekere tipe rituele nie, wat gebeur by high days nie. Tot ek actually na my eerste Halloween ritual toe gegaan het. So die eerste Halloween ritual na die Suid-Afrikaanse Sataniese Kerk gestig is, was einde Oktober in 2020. So ek onthou daai tyd lockdown het begin lig en even die spokespeople for the Satanic Church, so Audrey and myself, en sy het ook nou in 'n onderhoud gesê, ons het hierdie kampanje geran vir die publiek om te sê, wel, ons is sataniste en daar gebeur niks op Halloween nie, van ons sit letterlik by die huis en kyk flieks en daar was 'n hele kampanje daaroor. Dieselfde tyd het ek saam met ten minste 260 ander mense na 'n Halloween ritual toe gegaan, net buite Woester op 'n plaas. So dit was 'n klomp verskillende covens en 2 grottos van die area wat daar bymekaar gekom het. So dit was die eerste keer dat ek self gesien het wat by hierdie rituele gebeur en hoe groot sataniese high day Halloween actually is. So ek bedoel so jy gaan mense kry wat in die okkulte is en in satanisme ook is en vir jou sê nee maar dit gaan nou lekkertjies en aantrek en mooi lyk en it's just good old fun. Behind the scenes there is a lot of stuff going on en nie net in Suid-Afrika nie maar reg oor die wêreld. Dit is een van die grootste sataniese feeste van die jaar internasionaal. So ek het dit self nie geglo tot ek self by een was nie. En ook die een wat ek na toe gegaan het die jaar na die tyd, toe ek nog steeds in satanisme betrokke was even next level en groter as dit nog. En dit is waar baie hectic sinister goeders gebeur het. Goed wat actually heeltemal onwettig is. So ons kan oor van dit praat in detail, miskien nie, ek weet nie of dit 'n rooi topic is nie. Maar so ek het eerstens gesien wat by hierdie tipe rituele gebeur. En again, people can choose what they want to believe. Dit is net vir my, soos jy vroeër gesê het, baie interessant dat almal wat uit satanisme uitkom en praat, want onthou ook nie almal wat uitkom kan praat nie, want hulle is bang of hulle voel hulle kan nie goed deel nie, maar almal wat uitkom sê dieselfde ding. En dit is nie mense wat met mekaar kontak gehad het nie. So ek het nie kontak gehad noodwendig met almal oor see wat op die oomblik uitklim in satanisme uit nie.
Ek het nie kontak eers gehad met almal in Suid-Afrika wat op die oomblik uitklim nie, maar almal vertel almal het dieselfde goed om te sê. So mense moet dalk net bietjie verder dink en ja. Ja, toe ek uitgekom het hulle, wel, partially het hulle gesê dis deel van die Satanic Panic. So ons is almal net geïndoctrinate of ons het almal dieselfde sielkundige gaan sien en toe sit jy weet daai wat ook al en ek dink daar's baie goed wat verkeerd hanteer was, maar vandag praat almal basies uit een mond uit. Selfs mense wat nie eens van mekaar hou nie, sê presies dieselfde goed, nê? Net 'n feit om dit daar uit te bring. 40 dae voor Halloween begin die voorbereidings vir Halloween eers. Net soos met die groot datum in April en nou die 2 so 6 maande uitmekaar uit, maar 40 dae praat ons van preparations. Dit is baie intens. So almal wat basically in hierdie veld werk, gaan deur gebed en intersessie en vas, jy weet wat ook al, om vir mense te bid wat hierin vasgevang is, wat probeer uitkom en dan om teen rituele te bid. So as jy partyk in Halloween op een of ander vlak, al is dit net trick or treating, whatever, jy kan vir jouself vra, jy weet hoekom word dit genoem, nê? Dan you are in a certain sense participating in Halloween. En dan daar's 'n rede hoekom hierdie tydperk tot net na Kersfees word die silly season genoem. Dit is nie net omdat mense geld spandeer en is nou Kersfees en wat ook al nie. Dit is omdat daar regtig goed in die gees gebeur en dan sien jy nie altyd die manifestasie daarvan onmiddellik nie. Maar toe ek het baie lank saam met trauma sentrums gewerk by polisiestasies. So dan kry jy baie keer die statistieke terug rondom selfmoord, moord, wat ook al. En gewoonlik piek dit tot 2 weke na Halloween. So dis asof dit 'n intense grand climax bereik en dan neem dit weer af en dan piek dit weer. Maar so jy sien dit amper nie dadelik gebeur nie, maar mense verloor hulle kop. Hulle kan nie die geestelike intensiteit van dit wat gebeur en wat met hulle gebeur, die stemme wat hulle hoor, kan hulle hanteer nie. En die konsekwensies is finansiële ruïn, gesondheid, verhouding, huwelike, geestelike koudheid, wat ook al. So, jy sien dit nie dadelik nie. Jy sê maar, weet jy wat, elke jaar dres my kinders op hulle maak keer niks. Dis reg tot jou kind daar probeer uitkom. Dan alle hell breaks loose. Want jy partyk nog aan die chaos, né? Rian? Ja, en ek dink ook een van die rituele wat baie min mense van weet is rondom die 13de November. Is daar ook klein rituele in groepe, mense wat spesifieke rituele doen om goeders te cloak en om weg te steek, omdat ons moet verstaan, vir Halloween moet daar sekere voorbereidings getref word, soos jy sê, en jy sal ook sien, hierdie tyd van die jaar is wanneer die meeste diere wegraak, veral katte. As jy op Facebook gaan of kyk in community groups, goed, die meeste vermiste diere, veral katte hierdie tyd van die jaar, dis glad nie toevallig nie, vermiste kinders, glad nie toevallig nie. Maar op die 13de op die 13de Oktober, in voorbereiding van Halloween, is daar ook nog 'n ritueel wat baie gedoen word. En dit gaan oor om goed te kan wegsteek, sodat mense nie so maklik sal agterkom wanneer dan misdade gepleeg word nie, dat mense nie uitgevang word nie. Dis ook van die meeste van die hoër posisie sataniste, met ander woorde die priesters, die high priests, die high priestesses, die wizards, warlocks, die witches, hulle begin te vas, om hulle self ook geestelik voor te berei. So, sataniste vas ook, nie die lower level sataniste nie, met ander woorde, nie noodwendig sataniste wat dabble, of wat niet in satanisme is nie, maar spesifiek die leiers van covens en grottos, vas ook, en dit gaan oor om natuurlik in die gees voor te berei vir goedes wat gaan gebeur. Soos jy ook sê, daar is 'n verskriklike roering
in die geesteswêreld hierdie tyd van die jaar. Dit is ook wanneer spiritual warfare amplified is. Met ander woorde, in aan ander tye van die jaar, sataniste is baie gefokus op hulle self of mense wat hulle actually kwaad gemaak het, of om mense wat satanisme verlaat het te probeer terugkry of om te vloek. Maar hierdie tyd van die jaar word sataniste target spesifiek Christene en sekere kerke wat hulle voel getarget moet word. Nou interessant is dat die kerke wat regtig effektief is, raak minder. So, en ek sê dit glad nie as 'n criticism of enigiets, maar dit is die realiteit. So, jy het vroeër jare baie keer gekry dat sataniste sou sekere kerke geïnfiltreer het, en binne in die kerke te gaan sit het en gebid het teen wat in die Christenkerk gebeur het. So, dit gebeur glad nie meer die laaste 4-5 jaar nie, omdat die kerke minder effektief is. En die kerke is nie meer so sterk in die gees soos wat hulle was voorheen nie, of jy sal minder kerke kry, laat ek dit eerder so sê, wat wel effektief is en onder die leiding van die Heilige Gees met spirituele oorlog regtig effektief betrokke is. So, sataniste is ook nie meer bedreig deur kerke en deur spiritual warfare vanaf Christene nie, want hulle weet wat aan die gang is. Hulle het nog steeds mense wat vir hulle kyk wat in kerke aangaan en vir hulle terugvoering gee. So, en ek praat dan van internasionaal, ek praat nie nou net van Suid-Afrika nie. Dit is iets wat baie op die sataniese agenda verander het van vorige jare. So, vorige jare was kerke hierdie tyd van die jare baie groot target gewees. Dit is nie meer so erg die geval nie. Hulle sal identifiseer waar's die 1 of 2 kerke in 'n area wat regtig sterk onder die leiding van die Heilige Gees is, wat regtig effektief is. Ook gewone kerke waarna ex-sataniste toe sal gaan, those churches will be targeted. Maar ek wil net noem, ja, so in hierdie tyd, daar's baie van dit. So, as ons dit wil sien as die volmaan in die middel van Oktober, tot die volmaan in die middel van November, vir daai maand, so dit is die maand wat oor Halloween loop. Specifically targeting Christians and Christians who are actually strong, that is seen as a threat, which again, like I said, sadly, it's not the majority anymore. Ja, ek hou baie van dit wat jy sê, en kyk, 'n mens kan eintlik in die toekoms dalk 'n topic hê om te praat van kerke en hoekom spesifiek sal hulle getarget word en hoe kan hulle daaroor bid en wat ook al, nê? Want ek weet dit freak mense ook uit. Maar ek wil nou net vir ons bietjie hierso sê, dit is nou vandag die 20ste Oktober. So van die 22ste tot die 29ste is waar daar erg, obviously vir 40 dae is die voorbereidingstydperk, maar dan nou van die 22ste tot die 29ste is daar die, in Engels sal ons nou praat van die ceremonial kidnapping. So dit is spesifieke beplanning, die ontvoering, die voorbereiding van die volgende victim wat geoffer gaan word. En ons praat nie van 'n offer soos, hier is nie 'n dedication nie. Dit is nie soos, I solemnly swear I will follow the blue dots wherever I go for the rest of my life nie. Dit is nie so nie. Dit is 'n offer, dit is 'n sacrifice wat gebring word. Nou, reg, en ek wil ook net sê dat ek en Rian is besig met die SWAT sessies nou al van my maand af. So elke maandag het ons die Engelse SWAT sessies en ons gaan nou eers einde November klaarmaak daarmee. Maar wat ons hierdie goeters discuss, en dan Dinsdae aande die Afrikaans is, nê? So dan gaan ons in diepte in die rooi lig topics. Maar so in sekere tye van die jaar is daar dieroffers. Ander tye van die jaar is daar menslike offers. Sekere tye van die jaar behels dit 'n sekere ouderdom offer. Soms is dit voorkeur aan 'n manlike offer en soms aan 'n vroulike offer. Dit hang van baie goeders af. So ek gaan nou nie eers in daai detail kan ingaan nie. Maar weet net, dit is glad nie 'n onskuldige storie dat dit daar is en dat dit beoefen word nie. En we should not be afraid, but we should be concerned. We should be so concerned, en ons het prayer groups, ons probeer soveel as moontlik mense aktiveer en mobiliseer en geestelik encourage, sodat hulle sterk kan staan in hulle geloof, en dat ons weet ons het 'n goeie
prayer community, nee, 'n gebedsgemeenskap. Dan die 28ste Oktober begin ek wil amper sê aktiewe Halloween waar so dit is nie net die 31ste nie. Dit is reg oor haar hele tydperk tot en met en dit is regtig 'n breakdown van inligting wat ek nou glad nie hier gee nie tot en met die 3de November en dan soos wat Rian nou gepraat het die tweede volmaan na die volgende volmaan na die 31ste en dan ook die 13de November. So dit is amper asof hierdie ek noem dit nie net 'n Halloween een dag nie. Ek sê dis die Halloween seisoen want dit is daai hele tydperk van Halloween waar dinge en ek dink baie van julle kan dalk ook daaroor getuig dat as jy terugkyk op sekere seisoene van jou lewe, het dinge rof begin gaan spesifiek oor die Halloween tydperk. Ek's nogal geneig daarna om te kyk na die seasons in ons eie lewe wanneer dinge begin verkeerd gaan het en so aan. Jorian? Dis baie belangrik om na daai goed te kyk en vigilant te wees in daai tyd. Want besides daai goeders wat in die geesteswêreld aan die gang is in hierdie tyd is ongelooflik besig en as ons kyk na en ek gaan nou nie vanaand te veel op die geskiedenis van Halloween spandeer oor waar dit oorspronklik begin het en wat se Celtic festival dit oorspronklik was ensovoorts nie, maar die manier wat sataniste dit beoefen vir meer as 70 jaar al is as ons gaan kyk na spesifieke goedjies wat in Halloween gebeur, die goed wat kom ons met maar meer commercial acceptable is. So ons kan baie diep ingaan oor simboliek van actual goeders, maar die general goed wat mense as hulle dink aan Halloween, wat hulle aan dink met hulle lekkers en pampoene en costumes en daai goed en die decorations. Ons kan miskien bietjie daaroor praat. En dan, ja, jy moet maar net sê as jy iets wil bysit at any time, dan stop jy my. But ja, so wat ons moet verstaan oor Halloween of die 31ste Oktober en die dag voor die dag na dit, is sataniste en okkultiste sien dit as die nag van die jaar wat die veil tussen die fisiese wêreld en die geesteswêreld die dunste is. En partykeer non-existent en dit is waar die woord Hallows Eve actually vandaan kom. It's a Hallows Eve, met ander woorde, daar's niks wat 'n blok is of 'n moontlik. It becomes like a pit. So the spirit world becomes this endless pit that you can venture into and that you can pull things through. Nou, baie mense sal sê spooke, maar as ons gaan kyk na wat spooke is familiêre geeste, dit is demone. So dit is die tyd wanneer die meeste demone aarde toe kan kom en toegang kan hê tot die aarde. Nou die decorations om jou huis te decorate is om demone se aandag te trek om jou huis raak te sien en ook soort van jou huis oor te staan as hulle moontlike malignant intensies het. Dan staan hulle die huise oor wat gedecorate is en hulle gaan net na huise toe wat nie gedecorate is nie. En dan 'n rede hoekom daar pampoene is wat gewone kersse binne in brand is daai is soos 'n magneet of 'n klein altaar wat die goeie geeste, die goeie demone word genooi om daarin te kom bly of hulle self daarin tuis te maak gedurende die fees. Dit is hoekom die gesig aanneem met die skerp tande en allerhande sulke tipe as jy net 'n containers van noem. So 'n pampoen is een voorbeeld, maar dit kan in verskillende groottes wees van ander tipe objekte ook. Dat jy kan 'n spirit box maak wat baie populêr was in die sataniese kerk. So daar word 'n box gemaak wat uit hout uit is en swart geverf is binne waar kers in gebrand word om so die demone wat jy graag wil hê daartoe te bring. En dan die kostuums is actually ook dat jou familiar spirits jou nie kan recognize nie. So dit is waar die gebruik aan die dress up en die costumes vandaan kom, is that you are not recognized by the familiar spirits. So that you can engage with the demonic without being recognized as the person. En guess what the candy is? Wil jy raai of weet jy?
Nee, dis lekker. Okay. Dis lekker. Ek weet, maar soos hoekom dink jy word daar lekkers vir kinders gegee? Want hulle word deceived daardeur. Yes. En die lekkers is ook 'n tipe van 'n offering. Ja, dit is absoluut. Ja. Ja. En dis hoekom het ek vroeër vir jou gevra, dink jy dit is 'n okay, so toe ek vir Jan gevra het, dink hy dis loaded object. So 'n loaded object is as ek hierdie bakkie lippies van my vat en ek bid oor hom sodat daar 'n demon attached kan wees hieraan. So die oomblik as ek partyk aan die Halloween decorations whatever, hy het nou gepraat van die attraction in die spirit daarvan. Dan dit maak dit so accessible. So jy kan vir jouself dink as iemand partyk hierin en hulle het al klaar 'n lust issue. So daar's 'n oop deur vir seksuele gebrokenheid, wat ook al, dan kan daai issue wat hulle het rondom die sonde of die issue, die gebrokenheid, gaan gemultiply word. Die fokus word daarop gesit. So iets wat nou net 'n gewone struggle is, word 'n full-blown addiction later. So Ja. jy kan vir jouself dink dat as jou dorp 'n ritueel is, dan word die altaar gedek deur elke huis wat die decorations het, sodat die demone kan sien waartoe om te gaan. Elke participant word gesien as 'n ritual member wat deelneem. Dan het jy sekere objects wat in rituele gebruik word, waarmee jy nou ooreenstem. En ons weet 'n kers wat jy by Mr. Price koop het nou geen demoniese koneksie nie, maar wanneer almal op dieselfde tyd kersse aansteek, jou hele dorp of jou hele omgewing of die hele estate waarin jy bly, word een groot ritueel. So daar is 'n exchange van geestelike goed. Daar is 'n dit blow actually jou mind, Rian, as jy daaraan dink. Ja. En like I said, this is so much deception of what people are actually involved in, en hulle mense is so desensitized. En dan ook natuurlik in die sataniese konteks. So kom ons sê maar jy besluit jy gaan by jou huis Halloween host die aand, en jy's 'n satanist. So nou decorate jy jou huis and you make it beautiful, you know, or appealing. At least, I don't know how beauty is probably relative. Maar jy maak dit dan mooi en jy hou jou hek voorop en jy hoop dat kinders so toe gaan kom. So kinders kom na jou deur toe, hulle klop aan die deur, hulle skree trick or treat. Die lekkers wat jy in hulle mandjie sit, want dit is gewoonlik 'n mandjie of 'n hoed waar dit ingesit word. Dit is soos so think of it as a magnet. So soos die kinders daar wegloop, what do you think follows them? En soos jy vroeër gesê, verbeel jou dit gebeur in 'n hele buurt. How does that spread out? Ja. So en ons sê altyd in SWAT, as jy 'n deur oopmaak, jy kan nie sê maar my intensie is nie om net 5% oop te maak nie. 'n Oop deur is 'n oop deur. So jy kan nie kies wat kom by jou oop deure in nie. So when as jy partyk in 'n demoniese aktiwiteit, because that is exactly what it is. En ek het al op YouTube gesien, Rian, dan het interviewers, dan gaan hulle na kerke toe, dan het hierdie ouens in hulle parking lot van die kerk, dan hou hulle na Halloween. Dan het hulle interview, dan sê hulle, okay, maar as jy 'n Christen, moet jy nou nie, jy weet, Halloween nie bywoon nie of celebrate nie. En dan het hierdie mense die audacity, dis dalk die verkeerde woord, om te sê as Jesus vandag gelewe het, so hy dit ook gecelebrate het. Nee? Ek kan nie. Okay? So moenie vir Jesus, moenie vir God reduce tot humanity se stupidity nie, nê? Net omdat jy gemaklik is met 'n ding,
beteken dit nie dit het God se agreement nie. En hierdie is nie om vir julle om judgment oor jou te gee nie. As jy gepartyk het in Halloween, confess dit, bid daaroor en sny dit af. Jy kan dit self doen. As jy hulp nodig het, vra vir iemand om saam met jou te bid. Maar don't start of moenie partyk in 'n ritueel in jou omgewing, in jou community nie, because that's exactly what you are doing. Yeah, definitely. And especially at a time where the veil between the worlds is so thin. Ek bedoel, dis guaranteed dat jy demonic attachment gaan hê en dat jou kinders wat daaraan deelneem demonic attachment sal hê na dit is 'n guarantee. En Rian, ek weet jy het experience hiervan, maar ek so bly jy's in die ander skerm in hierdie blokkie waar ons is, nê. Maar die amount van aktiwiteite in Halloween in die geesteswêreld is crazy. Dit is soos 'n miljoen verskietende sterre in 'n minuut. Dit gaan so. En ek praat van spirits en ek praat van astrals, mense wat astrale projeksie doen. Dit is jy kan nie, dit is amper daai een dag of daai een maand, ek weet nie, waar ek sal suggest alle Christene moet rarig God se aangesig meer soek as ooit van tevore. En dan natuurlik bid vir hulle family members of hulle bure of wie ook al. En onthou, ons gaan nie in 'n war in met mense wat hieraan deelneem nie. Eindelik het ons hierdie gesprek vir mense wat sê, ek is 'n Christen, maar my kind wil so graag optres. Wel kies die 7de Februarie en gaan die tyd toe. Ek weet nie. Maar that's not the right time to do it. Exactly. En wat ons sê gaan nie oor, so ons sê nie niemand moet ooit opdress vir enige costume parties of iets nie. That's not what we're saying. Ons sê spesifiek in hierdie tyd while there's active things happening. En jy wat vir die doel van Halloween aantrek, jy neem deel met ander woorde aan daai rituele deur dit te doen. So dis waarvan ons praat, want ek het vanmiddag ook 'n vrou gehad wat my 'n boodskap gestuur het. Sy sê vir my, so haar broer wat nou gaan verjaar in Desember, wat 'n dress-up party het, is dit nou dieselfde ding? Toe sê ek nee, that's not the same. This is, we are not talking about dressing up. We are talking about wat is die intensie waarvoor jy dit doen en watter tyd van die jaar. En jy gaan na 'n basies na 'n ritueel toe as jy na 'n Halloween partytjie toe gaan. So ons sê nie om op te dress en om costumes aan te trek vir partytjies is satanies nie. Dit gaan spesifiek oor hierdie tyd, dit gaan spesifiek vir die doel om Halloween te celebrate deur aan te trek, want daai is 'n sataniese ritueel in sy volle essence. So that's what we are saying. Ja. Hierdie is verseker groter as wat mense besef dit is. Ek het net gedink ek moet dalk net hierso op die skerm sê dat bloedrituele vind plaas. Ek weet nie hoe baie mag ek hierdie woord sê nie, maar seksrituele vind plaas. En dan orgies met demone en in sommige omstandighede diere, dit hang af wat die groep mense wat dit beoefen. En dan in die spesifiek vir Halloween is die offer wat plaasvind is 'n menslike offer. Daar is nie baie spesifikasies rondom dit nie. Dis net, en onthou, wanneer ons praat van offers en wat ook al, Rian het nou so 'n bietjie gepraat oor die decorations en die demone word soontoe aangetrek en dit is die waarheid. Demone word aangetrek deur hulle, net soos wat ons deur ons sintuie aangetrek word. Demone word aangetrek deur dit wat hulle hoor. Dis hoekom is daar baie keer word drum circles gebruik, heeltyd op dieselfde beat, sekere musiek en nee, moenie vir my vertel die demoon van heavy metal, dit werk nie so nie, anders kry mense ook 'n boere musiek demoon, nee, so ons gaan nou nie eers sien toe nie, maar dit is waar dat sekere musiek en woorde wat daarmee saamgaan, lok demone en kry hulle aandag, om te sê ek attention, kry hulle aandag. Dan die dinge wat hulle sien, en ons kry goeie voorbeeld hiervan in die Bybel, waar Elia en die Baal profete
hierdie power clash met mekaar het en dan wat die Baalprofete eers doen is hulle skree. Hulle soos kan jy my hoor o Baal, ek is hierso bla bla bla. Dit was nou net ek het dit nie nou geskree nie, ek het dit onder die bloed van Jesus gedoen. Ek vertel vir julle storie. They first called out to their gods, okay? Dan op 'n stadium het hulle self begin sny. So dit wat die demone sien, hulle word aangelok deur bloed, deur tekens. Dis hoekom is simboliek speel so groot rol daarin. En ek weet Christene het ook op 'n stadium baie erg aandag in simboliek gegee, soos byvoorbeeld om 'n kruis oral op te sit, maar God se aandag word nie deur simboliek getrek nie. We know that, né? God is daag op soos en wanneer hy wil. Hy het nie nodig om 'n prentjie te sien om dit te doen nie. Demone het so 'n bietjie meer inisiatief nodig as dit. Hulle is bietjie okay. So en dan ook wat hulle ruik. Daarom word wierook gebruik. In baie en dan baie mense het 'n ability. Ek sê nie elke keer as jy swaal ruik, dan ruik jy 'n demonie, maar daar is mense wat geestelik iets kan ruik en dan is daar iets in hulle omgewing, 'n spesifieke gees. So reuke wat hulle kan sien, wat hulle kan hoor. So al hierdie goeters maak saak. So jy wil nie jou huis 'n ligtoring maak vir die vyand en om 'n oop invitation te gee een tyd van die jaar sodat hy net kan kom havoc saai in jou familie nie. Ek gee nie om hoe ryk jy is of hoe geestelik jy dink jy is nie. As jy vir die duiwel 'n tafel dek, is die kans baie groot dat hy daar gaan kom sit en eet. Oh yes. Absolutely. Okay, Maar ons kyk op Frans. Ja, ek het 'n paar comments hierso gekry. Daar was een spesifiek, Rian, waaroor ons dalk sal moet praat, ek en jy, voor Halloween. En dit is iemand wat gesê het, Naomi Abelu, that asked, guys, someone could translate the most important things, please. So ek weet nie of hierdie sessie dalk belangrik ook gaan wees in Engels nie, maar ons kan daaroor praat. En dan, Lia vra, is dit toevallig dat dit ook Diwali is die 31ste Oktober? So ek weet nie. Ek kan eerlikwaar nie antwoord op dit gee nie. Diwali, ja, ek kan 'n hele paar goed oor Diwali sê. En die sekere van die Hindu gode wat spesifiek geander word met wierook en vuurwerke in Diwali. En daar is korrelasies. Maar ek kan nie sê dat dit toevallig is of nie toevallig is nie, want dit was nog nie elke jaar dieselfde tyd nie. So ek dink hierdie is die eerste jaar wat dit actually val op dieselfde dag as Hallows Eve. Interessant. Dankie daarvoor, Jan. En dan Annelies, ek dink nie jou vraag is relevant vir vanaand se sessie nie. En dan vra sy ook, ek weet nie of dit 'n grap is en of sy dit maar net sê nie, maar is daar so iets soos 'n goeie is daar so iets soos 'n goeie demoon? Is pompoen demons uit sataniste se oogpunt uit is daar. So daar's rarig en ek was ook daar gewees self. So ek kan sê dat uit 'n sataniese oogpunt uit, die manier wat sataniste na demoniese goed kyk, hulle sien sekere demone as goed en sekere demone as sleg. So from that point of view, they see it. Ek sal nie daarmee saamstem vandag nie. 'n demoon is 'n demoon is 'n demoon en ultimately hulle almal gaan jou vernietig. So demone kom baie keer aan die begin na iemand toe wat met hulle werk en gee hulle gunste en sê hulle is daar om hulle te beskerm. So those are seen as good demons, but as time goes on, that demon will ultimately destroy you, even if it's from the beginning pretending and deceiving you to be your guardian or your protector. That gaan eventually nie goed eindig nie. Jy gaan getorture word deur daai demone. Sooner or later. Maar die punt is dat uit 'n sataniese oogpunt uit, daar sekere demone wat gesien word as goeie demone en sekere demone wat gesien word as slegte demone. Ja, soos wat Rian nou gesê, dit is uit daai perspektief uit.
Maar Ja. ons as Christene weet, daar is nie so iets soos 'n goeie en 'n slegte demoon nie. Daar's nie die helpers en die oulikes en dan En die ja, guides, en die daar's nie- guides, en die guardians. Ons doen nie dit nie. 'n demoon is 'n demoon is 'n demoon. En die Correct. Bybel sê baie sterk dat ons moet die vyand se kop verbrysel. Okay. So maar baie dankie vir daai vraag. Ek waardeer dit. Ek weet daar is mense wat glo dat 'n mens die goeie en die slegte kan kry. Ek hou inteendeel ook nie noodwendig daarvan om te praat van die lig en die duisternis nie, want dan dink mense dit is enige iets in die lig en enige iets in die duisternis, maar lig en duisternis gaan nie oor my persepsie van lig en duisternis nie, want dit lyk anderste in God se realm, jy weet, lig ten opsigte van duisternis. So ek is baie versigtig daarmee. Okay, so ek dink wat belangrik is ons moet ook sê, maar wat doen ons met 'n tiener wat sê maar ek gaan na 'n Halloween partytjie toe en dit is nou so. Maak aan my nie keer nie. Al my vriende gaan. Okay? So ek dink Rian se grootste gedeelte van sy testimonie seker, ek dink so, is dat sy ma aangehou het om vir hom te bid. Sy het eendag met hom gaan praat en hy het net en hy wou nie vir haar luister nie en sy het net gesê hierdie kind van my gaan ek aanhou om voor te bid. En my kinders weet dit ook, ek gaan nie stop nie. So jy kan maar aanhou, maar en natuurlik jy wil nie, iemand het in die week gesê, ek het dit gehoor waar hy sê jy wil nie jou sendingveld in jou vyand verander nie. Ja. So en daarmee sê ek nie net gaan bless hulle nie, maar dalk is dit die wonderlikste opportunity om jou op jou knieë te kry. Rian, wil jy iets daaroor sê? Nee, ek dink wel ja en nee. Dan wil ek nie baie sê nie, maar wat ek hier kan sê wat ek voel belangrik is dat gebed is jou mees kragtigste, your most powerful tool as a follower of Christ. En om te intercede vir jou kinders en jou kinders te kan dek onder die bloed van Christus is baie belangrik. As jy agterkom hulle met so iets of met enigiets in die okkulte betrokke is. Want dit is wat op die ou end regtig die verskil gaan maak, is dat iemand vir daai kinders bid en mense vir daai kinders instaan. So ja, ek dink jy het eendag gesê dat ons ma's veral is ons most powerful intercessors. So ek stem absoluut saam met dit. Want ja, die krag van 'n ma se gebed, you know. Ja, Audrey sê hierso sluit haar in die kamer toe. Audrey, ek stem saam met jou met 'n Bybel. Nee, jy sluit haar in die kamer toe met bietjie gospel musiek, né? Ja. So Rian, ons is nou by amper ons is by 7:15. Lia sê ag mamas is darm maar awesome. Goeters, dankie Rian se mamma dat u aanhou bid het vir hom. Lia, is sy nie die pragtigste nie, né? Ek gaan nie die volgende vraag antwoord nie. Ons sal dalk eendag daaroor praat. Ek wil nie nou sien toe gaan nie, want ons wil nou juis oor Halloween praat. Okay, nou sê ek so, maar nou wil ek in die vlees raak, né? Rian, 'n standaard vraag op Sondag lives is wat het julle geëet vir aandete of vir middagete? Koriander hoender curry. Oh. As dit net groente was, sou ek dit geëet het. Ek weet. Ons het al klaar jou menu uitgewerk vir jou. Al die vegetables, goeders en vegetarian dishes. Ja, as ek nou net so maar was, soos 'n grasshopper, maar nou is ek so rond soos 'n hippopotamus. Nee, in elk geval, iemand het gesê dit het nie gewerk nie. Ek weet nie wat was dit nie. Annelies sê spur chocolate sundae en iemand soek 'n resep. Fransa soek 'n resep en Janie sê Sansha. Hallo Sansha. Sy sê dankie julle. Ek het nooit so hieraan gedink nie. So ons het 'n bietjie vir jou bietjie lig gegee. Wat het ons geëet? Ons het leftover braaivleis geëet. Well, that's not bad. Ja, for a vegetarian. Ja, vir 'n vegetarian is dit nie bad nie. Ja, nee, ek hou nogal van 'n worsie. Of course doen jy.
hou van 'n worsie. En ek hou van chili cheese worsies baie. In elk geval, julle is so oulik, nê? Ons soek 'n chef by die hotel. Nee, Janice, jy gaan hom nie kry nie. So, kom ons kyk gou, kan julle vir ons nog vragies gee? Ons wil nou nie eintlik, ons wil nie vir julle al die diep goeters gee, want kyk net, dit gaan nie oor dat jou identiteit in Christus, maar moenie jou kinders, en ek dink dit is een van die groot issues wat ons vandag het, is dat ons kinders gedesensitized is vir die demonic. En iemand het eintlik bietjie vroeër te sê hulle, in hierdie tyd is daar so baie TV-programme, series en movies, en dit is so, dit is die Halloween season. Wat is die goed wat mense kyk? Dit is al die slasher movies en die Halloween, jy weet, al daai, onthou julle daai Michael en wie kan jy onthou die ander ou nie, maar dit is hele genre. Ja, en ook as jy op Temu gaan of Takealot, die Halloween goed pop onmiddellik op. Ja, dis ook maar van sê, people are being desensitized, and ewe skielik is dit nou ook 'n holiday wat moet gevier word, selfs in Suid-Afrika, en ek bedoel in Amerika is dit massive, al vir jare, maar dit gaan, en deel van die agenda is om dit 'n publieke vakansiedag in Suid-Afrika ook nog te maak, jy gaan sien, dit gaan kom, wat Halloween op die publieke holiday gaan kom. Sure, that would be interesting. Iets wat julle nie weet nie, is Rian het nogal in Swat, wat maandag en dinsdag is, met ons die baie nuutste Satanic Agenda met ons begin bespreek, en dan sluit ons af met hom, met ons heel laaste sessie aan die einde van November. So daar is fenomenale inligting rondom dit. Ja. Nou, okay, kom ons kyk of daar nog comments of vrae of ietsie is. Kan julle verduidelik hoe wind chimes demone lok? Ek kan. Okay, Rian? So, wind chimes en dream catchers is baie in dieselfde ballpark, en jy hang dit buite jou huis in 'n boom, so dis daai klank, en dit is spesifiek gefokus op die spirits of air, so it's like Lucifer is a spirit of air, en die minions en demone wat onder hom val, reageer op daai geluide. So ja, dit is nie dat ons ook sê dat alle klank of iets soos chimes noodwendig dit doen nie, maar as dit spesifiek gaan vir daai intensie, then it's used in that way, en dit is hoekom dit in bome veral moet gehang word buite jou huis. Ek hoop dit antwoord die vraag. Okay, dankie Rian. En dan, Fransa sê, hoe verduidelik mens eenvoudig vir onkundige mense hoekom ons nie Halloween vier nie? Jy tag hulle in hierdie video en jy share dit, want ek dink die hele rituele aspek en die dunheid van die veil en ek dink ons het so baie valid goeders vandag genoem en is reël. Ek dink die mense wat nog steeds daarteen fight is die mense wat regtig nie wil hoor nie, of hulle weet regtig net nie, maar again, moenie 'n vyand maak van jou sendingveld nie. So onthou net om nie in 'n oorlog heen te gaan nie. The war is not against flesh and blood, it's against the powers and the principalities in the air, nee. Amen. Karen het gepraat van, is Halloween nie meer gecommercialized in Suid-Afrika en oorsee nie? Dit is, want onthou Halloween het in die noordelike halfrond begin. So, dit was nie 'n suidelike halfrond ding nie, want in die einde van Oktober, it is also the end of the harvest season. So dit is, daar's 'n baie groot transition, en dan in party heel noordelike lande is dit baie donker, dis koud, en as ons kyk na, wel, ek gaan nou sê 'n paar 100 jaar terug, maar wat ook al, was die festivities baie rou en glad nie modern nie. So, dit was tribal. Dis reg, en die witchcraft het 'n ander vorm aangeneem. Witchcraft is witchcraft,
maar dit was bietjie anders te gewees en dan is daar ook 'n baie diep connection aan die donker eeue en onthou daar's 'n rede hoekom dat die donker eeue genoem gewas het, nê? Maar Suid-Afrika, ons gaan nou in ons somerseisoen in. So en baie van die goed op die sataniese kalender en ek sê altyd hierdie, dis asof daar 'n mirror plaasvind. Ja. Waar van die festivals wat in die begin van hulle lente sal gebeur dan nou in die begin van ons lente, nou 6 maande, daar's 'n separation thing wat daar plaasvind. So, as you have to understand these things to have a whole picture of this, nee? Maar dit is meer gecommercialised, van daar vier hulle dit vir baie langer en daar's 'n baie groter desensitasie daarvoor. Dis 'n cultural thing, baie. Correct. Ja, so in Suid-Afrika sien ons dat dit raak elke jaar 'n groter ding. So dis definitief nie so groot soos dit oorsee is nie. Maar gaan loop net in die winkels rond op die oomblik en gaan kyk wat aangaan in die winkels in hierdie tyd. Ewe skielik gaan kyk wat se tipe partytjies word nou geadverteer commercially. En julle sal sien op die oomblik elke jaar in Suid-Afrika raak dit meer acceptable en groter as wat dit die jaar voor dit was. Ja. Zita, jy het vir Zita ontmoet. Sy sê sy verjaardag die 21ste Oktober. Hoe gaan ons nou maak? Ek weet nie Zita, maar as ek hier was, het ek by jou kom eet. En dan het ek en jy 'n hond uit 'n bos geker. Ek sal sorg dat Donnie by jou uitkom die 31ste Oktober. Okay. Nudge. Ek kan nie sien hoekom iemand wat daardie verjaar nie 'n gewone verjaarsdagpartytjie nog steeds kan hou nie. Nee. Moet nou net nie jou swart cloak uit die kas uithaal nie, Zita. Bære hom nou maar vir die 3de Desember. Okay. En steek jou besem weg. En steek jou besem weg. Okay, so ek wil net vir die wat die video kyk, sê dis my buurvrou. Sy bly op die plaas diskant ons. Ek mag met haar grappies maak. Okay. Is dit veilig om sweeties te koop in die winkel hierdie tyd van die jaar? Ja, Annelies, jy kan soveel sweeties koop wat jy wil. Moet dit net nie by jou buurvrou in 'n hoed gaan haal nie. Ja, en ek sal persoonlik wegbly van die lekkers wat Halloween themed goed op het. Because again, it's made for that intention. Dis reg. Fiorita sê ek het vir my kleinkind 'n dreamcatcher gekoop met reënboogperdjies en liggies. Sou julle dink dit maak deure oop vir demone? Ja, ongelukkig verseker. Ek het 'n groot testimony daaroor. Ja, ek sal dit sometimes share, maar get rid of it as soon as possible. Koop vir iets anders. Ja, en gaan kyk na wat is die origination van enige iets. Waar kom dreamcatchers oorspronklik vandaan? Wat was die intensie daarvan gewees van die begin af? En dan sal jy sien hoekom. Ja, okay, so ons het nog so 4 minute 4 minute oor. Ek wil net vir Antoinette praat, vir Antoinette antwoord. Antoinette, jy kan vir my 'n WhatsApp stuur. Ek gaan net gou my nommer share, laat ek net gou opscroll. Ekskuus man. Jy kan my WhatsApp, dan sal ek vir jou ek het hom nou daar gesit. My boek stuur. Die boek se naam is Kreet verniet. Maar die principle is die wapenrusting is nie iets wat jy aantrek nie. Die print, want baie mense sê jy moet net hierdie tyd van die jaar die wapenrusting aan hê. Jy moet die hele jaar die wapenrusting aan hê. Jy's nou 'n kind van die Here. Ja, en die helm van verlossing. Jy's nie meer verlos as jy die helm aan het nie. Jy's verlos. Loop jou verlossing uit. Leef dit. Dis nie iets wat jy aansit en verloor en dan jou wapenrusting is 'n leefstyl. Dit is nie 'n stukkie klere wat jy aantrek. Audrey sê ek weet mense wat glo om Halloween te vier uit respek vir waardeur hekse gegaan het en nog gaan. Yeah, so you're celebrating the victims of witchcraft, meaning witch prosecution en goeders. Dit is 'n groot ding onder die pagan community in Suid-Afrika veral. Witch
trials en ons staan in unity met daai wat illegally gepersecute word of unjustly gepersecute was. Yes. Okay. En dan hulle doen dit baie keer ook onder die sambreel van freedom of religion. Ek weet ook in Suid-Afrika Vryheidsdag, Freedom Day, is very, very popular amongst the pagan community. En hulle hou markte en festivals. En hulle noem dit Pagan Freedom Day. Ja. Sure. Rian, ek dink ons het 'n groot ding aangespreek vanaand. Yes. Ek weet ek en jy en ek weet Dani sit hier so by my in die kantoor. Ons gaan spesifiek vanaand vir elke kyker van hierdie video bid. En natuurlik weet ek ons kry 'n paar negatiewe boodskappe van mense en dan kry jy ook natuurlik die ouens op sosiale media, veral TikTok waar almal nie altyd so vriendelik is nie. Wat sal sê ek en jy praat baie nonsens. Ons het geen idee waarvan ons praat nie. Ons wat ook al. So ek wil vir jou voorstel maak vir die van julle wat hierdie kyk. Gaan jy en jy gaan praat met die Here en jy gaan vra vir hom. Sy gees moet aan jou openbaar en sy gees moet jou lei in alle waarheid, want dit is wat die Heilige Gees doen. You don't have to take our word for this, maar ek wil vir jou sê dat ek en Rian het die prys betaal, 'n baie duur prys om vandag hierdie inligting met julle te deel. Dit het glad nie goedkoop gekom nie. So onthou asseblief die naweek wat kom het ons die spiritual workshop, spiritual warfare workshop in die Kaap, en as jy wil ons moet dit op jou dorp kom aanbied, maak asseblief jou boeking vir volgende jaar en dan is dit my nommer daai en ek dink amper dis nou al. Rian, dankie vir vanaand. Ek waardeer jou so baie. Ek's baie lief vir julle. Mag julle 'n fenominale aand hê en ek sien jou een van die dae. Yay, dankie vir almal wat gekyk het. Dankie, lief vir julle. Mooi bly. Bye. Bye.